Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Kan jy dit glo? Ons is amper aan die einde van die winter, einde Julie. Augustus waai die winde en dit bring vir ons reën en dan sit September. En ons het hierdie winter en ons gaan die hele Augustus nog tyd spandeer in die psalms, oorwinter in die psalms. Daai emosie, daai warm koffie, hot chocolate, sit en lees en bid en net gaan deur die emosies van die psalms. En dit was vir my fantasties. Maar okay, kom ons gaan aan. Psalm 19 vanaf vers 8 tot 9. Hy sê: "Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die harte bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë." Wow, wat 'n skrif. Daai begin, hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Kan ek vir jou hierdie woorde sê? Baie min mense glo dit. Mense dink, nee, die Bybel is die Bybel. Dis 'n godsdienstboek, dis 'n boek wat jy lees op Sondag, dis 'n preekboek. Ons het al hierdie woorde, dis 'n wetboek, Hy sê die woord van die Here, die woorde van God gee lewenskrag. Ek het daaroor gepreek dat ek en jy kan innerlike krag elke dag kry om die bonatuurlike te reg te kry. En hier is die beginsel. Waar? In die woord. En hier is my vraag, glo jy dit? Glo jy dat die Bybel, as jy sit en lees, en daai woorde kom in jou binneste, jou gees, eers in jou gedagtes en jy oordink dit en jy mediteer dit en jy spandeer tyd daarmee, glo jy dat dit gee vir jou nuwe lewenskrag? Ek glo dit. Die ander skrif, Hebreërs 4, wat sê die woord van die Here is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Daar's iets bonatuurliks aan die Bybel. Nou, nie magical nie. Jy kan die Bybel vat en iemand oor die kop slaan, jy kan die Bybel onder 'n ou se bed sit en jy kan snaakse goed met die Bybel doen, dit gaan nie werk nie. Dis wanneer daai woorde deur die Gees lewendig gemaak word binne in jou en my hart, dat dit nuwe lewenskrag gee. Hy sê, dit maak die onkundiges wys. Dit maak die harte bly. Dit verhelder die oë. Dis wat ek wil hê in my lewe, helder oë. Dit moet my wys maak. Ek soek blydskap, ek soek lewenskrag. Kyk net daai woorde, lewenskrag, wysheid, harte bly, verhelder die oë. Die Bybel. So hier's my einde vir jou. Begin jou Bybel lief hê. Ja, begin hom lees. Nie omdat die Bybel krag het nie, omdat die Bybel jou na God toe vat. Omdat die Bybel jou na Jesus toe vat. Omdat die Bybel jou voller van die Gees maak. Begin jou Bybel lees, omdat die Bybel jou in kontak sit met God 3-1. God het vir ons die hulpbron, naamlik die Bybel gelos. En met my vrou werk dit nie, ek weet nie. Maar as ek daai Bybel lees, bidend, honger soekend, iets gebeur in my. Lewenskrag, wysheid, maak my hart bly, verhelder my oë. As jy dit soek, weet jy soek dit, begin jou Bybel te lees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord van God, die lewendige woord van God, skerper as enige tweesnydende swaard. En Here, dankie, ja, die woord het krag om my lewenskrag te gee. Die woord het soveel uniekheid in hom, hy gee my wysheid. Ag Here, ek verneder my nou, hier in my hart voel ek dit. Verneder my nou voor U Bybel, want U Bybel is vol wysheid. Dit maak my hart bly as ek dit lees en bestudeer en gehoorsaam. Dit verhelder my oë. Ek kyk anders na die lewe. Ek's opgewonde oor môre. My oë sien geleenthede raak. Hoekom? Want ek was in die woord. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dit in Jesus naam vir elke persoon wat luister, om lief te word vir hulle Bybel. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.